Die altaar, waarin jy tyd spandeer, wys wie jy dien. Weet, ek is nou nie 'n ou van brag nie, sien jy? Hoe ken julle my? As daar een ding is waaroor ek roem, is dit die kruisdood van ons Here Jesus Christus. Maar, gister was ons in Appington, en ek is jammer om te sê, hier's mense nou hier wat nie baie gaan like wat ek sê nie. Ons het 'n triathlon gehad, sien jy? En dit is 4.2 kilometer draf, 250 meter swem, en dan as ek nie mis nie, was dit 12 kilos fietsry. Nou die laaste naweek, die vorige naweek, toe sê ons bly saam as 'n span, né? Vir een of ander rede toe verloor ek en Frans om mekaar. Dit was legit, hy is een kant toe, ek weet nie, ek is toe op pad Keimoes toe. Maar ek is toe daarom terug op die baan, en ons kom toe gister daarso, en my mamma het vir my 'n bamsiekel gesê, my ma sê, ek moet nie so baie rondloop op die station, want dit maak haar dronk. Ek gaan my, sy weet, sê ek jou sekondeer jy dit struis, is van hier tot hier, en ons klim, en ons swem die eerste, jy begin met die swem, en ons swem, toe ek my oë so in die water uithaal, toe sien ek daar gaan François Badenhorst, sê ek, nee, my broer, hoe gaan ek die man nou vang? En ek is en jy kry so transition tyd, want jy stop, nou trek jy jou skoene aan, en jy weet eintlik nie wat jy doen nie, verstaan, jy hoop net jy vat en jy trek aan en jy ry, verstaan, toe ek nog, besig om te ry, toe sien ek nog in my G-string, toe was ek grap, was nie, ek het 'n skipand aangehad, en ek trap fiets, papa, kyk jy maak trap hier rook uit daar uit my broer. Hier gat ek, hier kom vis, en ek sla die manne so, toe ek weer sien voor my, toe sien ek, sien ek so, hy het so wit water rugsakkie, toe sien ek, is die man na voor, maar ek klik hy ratte so in die keer, papa, ek sit hom in four-wheel drive, en ek spat, en ek kry hom verbygevat, maar ja, so toe op die ou einde van die dag, hy het vir my gesê, as ek hom wen, trou ek nie sy suster nie, so op nasionale TV sê ek, hy het my gewen. Okay? Om myself te beskerm, en die troue te beskerm, sê ek dit. Okay, net so dat julle weet, alright. Nee, het was great gewees, en ek het baie uitgesien na die woord. Ek glo vas in vandagse lewens, sit ek en jy nog steeds met altaars, in ons lewens geplaas, partykeer, sonder dat ons dit weet, is daar goed waarna toe ons hardloop, en meer tyd gee, om na die goed toe te hardloop, wat ons eintlik kan help. Ek loop nie in 'n apteek in, sonder dat daar iets in plek gestel is, dat iemand saam met daarin beweeg nie. Nie dat ek nie dink ek is nie sterk genoeg nie, nee, want ek is nie stupid nie. Hoor wat hulle sê, partykeer sê hulle, 1 drankie is goed genoeg, maar my chom nigter maak en nog steeds dom besluite. So hoekom wil jy nou nog gaan drink saam dit ook? Verstaan? So kies om vir jou dinge in plek te sit, om jou altaars waarna jy toe kan gaan, dat jy met vrymoedigheid daartoe kan gaan en weet, daar is nie iets wat jy, dis nie te sê, as jy iets verkeerd gedoen het, moet jy nie daartoe kan beweeg nie. Want dit is die plek waar ek en jy kom, en ons beleef die teenwoordigheid van God, maar jy moet vir jou so plek skep. Nou, ons gaan kyk net bietjie vir eers, altaars in die Ou Testament. Kriekies, sit gou vir my daarop. As julle kyk hierna, 'n altaar is 'n verhewe struktuur. Dit is 'n, soos almal kan sien, dit is 'n verhewe struktuur waarop godsdienstige offers gebring word. So jy bring jou kind, ek grap, jy bring jou ram, jou lam, jou bok, jou voël, of wat ook al dit is, wat jy wil offer, bring jy na so 'n struktuur toe, en jy sit dit daarop, en jy offer dit. En hulle word dan aangetref in heiligdomme, kerke, en plekke van aanbiddings. So veral in die Ou Testament, in die tempels, wanneer jy daar beweeg het, sou jy gesien het, daar is 'n altaar, en op hierdie altaar kon hulle dan goed gesit het, brand gesteek het, en dit was dan as 'n offer gegee. Nou kom ons kyk bietjie, hoekom?
het hulle sulke offers gebruik. Altaars was gebruik vir die volgende. Jy het brandaltaars gekry. Nou op hierdie brandaltaars moes jy gesonde, ek wil amper sê perfekte diere gebring het. 'n bok, 'n ram, 'n voël, wat ook al dit was. Jy moes gesonde, perfekte diere gebring het. En dit verteenwoordig totale oorgawe en toewyding aan God. So wanneer jy vir 'n spesifieke sonde iets gaan doen het, of jy bring 'n spesifieke dier, het dit vir jou getel as, dit was doelgerig gedoen. Dis vir toewyding en vir oorgee aan God. Dan het jy gekry graanoffers, wat wierook, hulle noem dit ook frankincense, of olie, wat jy gekry het. En dit was gedoen as 'n vorm van aanbidding en toewyding. So elke offer het 'n doel gehad in daai tyd. Daar was riglyne, my bra. As jy gaan lees waar volgens die wet vir jou gesê, jy mag nie 'n gebreklike ding bring nie. Daar was, God is heilig. Wanneer hy ons iets na hom toe bring, moet ons besef, ons kan nie vir hom bring dit wat die minste beteken vir ons nie. Ons moet juis vir hom gee dit wat vir ons alles beteken. Want die oomblik wanneer ek en jy alles opgee, ek hardloop myself vooruit, ek sê jou, maar wanneer ook al ek en jy alles opgee, gaan ons besef dat God eintlik alles is. My bra, ek kan nie sulke uitsprake maak as ek dit nie self beleef het nie. Ek het alles verloor. Ek het almal verloor. En dit wat God my gegee het, meeste van die kere sê, Here, ek is bereid om weer daardeur te gaan, want die vrede van God sal niemand van my af wegvat nie. Ek moes myself deur sekere stukke geworstel het, as goed gebeur, om myself te beskerm. Eendag moes ek vir Zanika my foon gee, en ek sien sulke wit flashes, en ek moes gaan sit het op, amper sê ek lelik, ek moes gaan sit het op my alie, voordat ek nou uitgepaas het. So baie beteken hierdie goed vir my. As iemand iets oorkom, of iemand loop weg, dan kla ek myself verskriklik aan, want ek vra myself altyd, visser, wat kon jy meer gedoen het in hierdie ou se lewe? Want die altaar waartoe ek gegaan het op daai tyd, was as ek het op myself staat gemaak. Dit het ek gevoed. Dit is verkeerd. Ek kan nie op myself staat maak om Willem te hou nie. Wel, daai dag het ek. Manne, ek soek. Ek sien hier gaat 'n man se spore. Ek sê, wat? Daar agter by die kanaalpomp. Ek sê, hier gaat hy nou so stap. Nou sit ek op daai brug. Dink ek, hy kan nie ver wees nie. François kom verby gery. Ek sê, hy sê, waarom jy? Ek sê, nee, ek wag vir 'n man. Hy sê, hy sit net hier om die draai. Toe kry ek hom. En wat gebeur toe daardie middag, Willem? God kom raak jou hier aan. En dit was vir my, ek staan weer daar en ek sê, Here, as dit is wat ek vir die res van my lewe hoef te beleef, om te sien hoe ander gesond word, is ek fine. Ek sal alles prys gee daarvoor. Want het manne hier vryheid kom beleef wat ek ken. François, jy dit kom beleef. Giandro, jy dit beleef, Chom. Maar jy kies om my vryheid te laat gaan. Jy maak willekeurig die besluit om weer terug te gaan na die altaar wat jou net 'n oomblik se plesier gee, wanneer ons moet bou aan 'n altaar wat ons gerig kan kry, waarna toe ons kan hardloop en weet, dit is waar my krag vandaan kom. Hardloop op lawe vooruit. Daar was 'n sondeoffers ook gedoen gewees. So dit was 'n verpligte offer vir spesifieke sondes. So het wie jy was in die gemeenskap. As jy, dit het afgehang van jou status, die offer wat jy gaan moes bring. So as jy byvoorbeeld 'n priester was, moes jy 'n ram bring. En as jy 'n alledaagse mens was, dan moes jy 'n bok gebring het. So dit het alles afgehang van die status in die gemeenskap. En 1 Johannes 29 sê die volgende dag, nou moet julle onthou die tyd, verwag voordat ek daar toe gaan, hierdie tyd, het hulle elke dag en elke nag 'n lam geslag vir Israel. Elke dag was daar 'n lam geslag.
as ek my Bybel reg lees. Moenie altyd glo wat ek sê nie, gaan soek dit self op. Moenie altyd glo wat bo van 'n platform af vir jou gesê word nie. Gaan lees jou Bybel self, my bra. Dis waar die krag lê. Jy kan nie net voeding kry van 'n ou wat hier bo staan en wah. Jy kan nie. Gaan lees vir jouself. En elke dag was daar 'n lam geslag. En 1 Johannes 29 sê die volgende dag het dit toe gebeur. Jesus het na Johannes toe aangekom en gesê, kyk mooi, daar is die offerlam van God. Hy was die laaste lam wat geslag geword het vir my en jou se sondes. Ek en jy het nie meer nodig om by hom Frans 'n skaap te steel en hom te gaan offer nie. Ek en jy het nie meer nodig om 'n bok te vat en hom te gaan offer nie. Hoor gou mooi, geliefdes. Daar is 'n direkte pad wat vir my en jou gegee is. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Daar is 'n weg oopgemaak dat ek en jy nie meer nodig het om deur al hierdie wette te gaan om by die God uit te kom wat ons wil vrymaak nie. Daar is nie. In die Ou Testament was daar ook altare, immersplek waar mense kontak met God gemaak het. Nou ek like om hierdie gister, toe ek nou met die Here praat, toe sê ek, hoe gaan ek dit nou noem? Toe sê ek, kom ek noem dit altars of encounters. Altars of encounters. En dis hoe dit werk. Swipe. Nou altars of encounters word daar vir jou gesit in oomblikke wanneer dit moeilik raak. Abraham bou 'n altaar na hy 'n belofte van God ontvang het in Sichem. In Genesis 12 ontvang Abraham 'n belofte vanaf God in Sichem. Wie kan my sê wat daai belofte was? Wie? Enige geleerdes hier onder ons. Wie kan my sê, wat het God vir Abraham gesê, nog in die begin van sy tyd, wat was daai belofte? Enigiemand? Niemand? Ok, kom ons. Weer eens sê ek, gaan lees jou Bybel, wat elke dag en jy sal groei. Trek uit jou land uit weg, van jou familie na die plek, wat ek vir jou sal aanwys. So God sê vir Abraham, trek uit jou plek, vanaf jou familie, en ek sal vir jou wys, party van julle het nodig om die goed wat jy aan vashou te los en sonder dit te trek. Want die goed wat jy saam met jou dra is ook altaars. Maar God sê vir Abraham, vat jou goedjies en trek vir Hera, waar gaan jy? In Genesis 12 vers 2, ek sal jou 'n groot nasie maak, en sal jou 'n seun en jou vrou ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seun en jou 'n man van groot bekentenis maak, en jy moet tot 'n seun wees. Royus het die gesegde wat sê, soek God se hart, en jy sal ontvang vanaf sy hand. Jy sal 'n mens van groot gesien wees. Altyd sê ek een ding, Here, ek wil U verheerlik deur my lewe. Ek gee nie om of my kop afgekap moet word, iewers in 'n land wat niemand by naam ken nie, want ek maak vir my skatte bymekaar, my bra, daar waar niemand dit kan steel nie. 'n Bra gaan nie vir my hierso sê, Stefan se charger kop is gesteel nie, 'n pel, hy slaan nie hemel. Want daar waar ek soek, daar waar ek seëning soek, is ek reeds besig om stuk vir stuk te bou, want ek glo, by elke persoon waarmee ek verbyloop, moet weet dat ek glo in Jesus Christus, en glo, hy is die enigste antwoord. Jy lieg vir jouself as jy sê jy's 'n Christen, maar jy vertel nie die mense in sonde dat daar's 'n antwoord nie. Ek maak die stelling. Jy moet vir hulle sê, my bra, bekeer jou en laat jou doop. Bekering beteken 180 grade. Ek kies om te beweeg na die kruis. 'n Man wat gekruisig is, kan nie terugkyk nie. Boys, ware transformasie gaan net plaasvind as ek en jy besef, dit wat ons glo, is wat ander nodig het.
Hoor mooi, ware transformasie gaan net plaasvind as ek en jy besef, dit wat ons glo, is wat ander nodig het. Weereens, as jy sit in die kerk, met Jesus op jou lippe, en jy beweeg uit, is hy net op jou lippe, hy moet in jou hart wees. Wanneer hy in jou hart is, Jesus maak die stelling, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek sê jou groot nasie maak, ek sê jou seën jou 'n man van groot betekenis maak, en daardeur sou Abraham altyd onthou, wie se woord om op te staan. Hy bou hierdie altaar, en te dank aan die altaar, wanneer hy hom gesien het dit hom herinner aan die belofte, wat God oor sy lewe gespreek het. Iewers in jou lewe moet jy vir jou goed in plek sit, wanneer jy nie lekker voel nie, moet jy jouself herinner aan die beloftes wat God lewe. My braat, daai ding is klaar in plek, hy sê, hallo. Jy het nie nodig om vir jou 'n standbeeld van klip te bou, 'n plek van gras, 'n huis van diamante, niks nie. Hier is dit wat jy nodig het. That's it. Julle luister nie vir my, wanneer ek sê, dat ware vryheid lê hier binne, as jy hom gaan soek, en 'n verhouding met hom hê nie, maar jy moet die altaars wat jou terughou in jou lewe, moet jy afbreek, want is nog steeds 'n realiteit in vandag se lewe, soos dit was daai tyd. Ons sien dat dit raak nie, hoekom nie, want ons lees nie. Na die Israeliete, die Amalekiete verslaan het, bou Moses altaar in Eksodus 17 vers 15. Eksodus 17 vers 15, Moses, die Israeliete gaan, hulle verslaan die Amalekiete, Moses bou 'n altaar. Wie kan my daai altaar se naam sê? In Afrikaans sê ons God ons banier. Hebreëus sê ons Jehovah Nissi, God ons banier, God ons oorwinning. So hy bou toe hierdie, en daardeur het Moses nooit vergeet wie die een was wat die oorwinning gegee het nie. Hulle het goed in plek gestel, dat wanneer dinge moeilik raak, wanneer dit dalk lyk die vyand gaan oorwin, dan Moses dalk net daardie altaar gesien, en dit het hom krag gegee, en hom herinner aan die God wat hy dien. Hulle kon hoeveel afgode gehad het, en dan bid het wie hulle wil. Daardie perde, sy bene lê in hulle grafte vandag nog. Daardie afgodsbeelde het roes opgetel of is verwyder. Daar is niks en niemand wat my God gaan onderkry nie. Dit is hoekom ek kies eerder om vir my te bou 'n plek, daar waar dit saak maak. En wanneer ek voel, Jespa Here, ek kan nie meer nie, dan herinner ek myself aan 'n altaar waartoe ek kan hardloop, wanneer ek swaar kry. Want my bra, niks, geen pil, geen gwaai, geen tik, geen medisyne, geen mens kan vir my gee wat my God my kan gee nie. Ek praat van 'n bo-natuurlike krag. Ek getuig, ek sit in die tronk. Net voor Paasnaweek. Ek sit in die tronk. Ware verhaal, 5 getuies, ewen rooi is weer daarvan. Nou moet hulle dit was die Dinsdag, die Woensdag moet ek voor die hof verskyn. Hulle sê vir my, visser, jy gaan 7 dae sit. Ek sê, is fine. So 'n klein Gideon Bybeltjie wat ek by Rooiers gekry het. So 'n klein Gideon Bybeltjie. Sê, bring daai ding. Binne is langs my lê 'n rapist. Daar lê 1 moordenaar, 2 diewe en ek. Ons was 4. Volgende dag, ek bedien daai heleste tronk, chom. Volgende oggend, die aand kom hulle na my toe. Die sersant wat my saak doen, hy sê, meneer Visser, jy is verkeerdelik toegesluit, ons moet jou laat gaan. Ek sê, wou gou. Jy stuur my nou eers weer terug, want ek is nog nie klaar nie. En ek het nie geld vir 'n gastehuis nie, so ek slaap nie. So is ek besig om te bedien binne in die tronk. Volgende oggend kom hulle my die stasiebevelvoerder, die kaptein kom na vore. Die hele span, die hele boere staan daar.
Staan daar voor my. Sê, Mr. Visser, why are you not going out? Ek sê, brother, I have to preach the gospel. Because these guys, they must hear. Sê, okay, ja, maar jy gaan nou hof toe. Sê, it's fine. Hulle sit 2 boeie om my voete, ons is 2 ouens wat gaan voor die hof verskyn. 2. Saam met die 2 manne wat voor die hof verskyn, is dit 3 warrant officers. Nee, 2 warrant officers. En die sergeant wat my saak doen. That's it. Ek sit op die een kant van die trap, ander man sit aan die ander kant van die trap, en ek sê vir die Here, ek voel nog nie hier's klaar nie. Hier's iets aan die gang hier, ek voel ek moet teruggaan dan, as ek moet teruggaan, moet ek teruggaan. En hulle staan so by die hek, terwyl ons besig met onsself, en die Here sê vir my, haal die ketTINGS van jou voete af. En ek buig so af, en ek trek die ketTINGS so van my voete af. En die een warrant officer slap so neer. Sergeant gaan by die hof in. They kom uit, sy sê, Mr. Visser, they ask you to please leave, they don't want you to pry open the church doors. Ons staan saam binne in die aanklagtekantoor, hulle bel vir Roy, sê om hulle weet nie wat die aanvind, en dink is witchcraft, ek sê, nee, power of the Holy Spirit. Wanneer jy sit in 4 hoeke, kan jy vry wees in Jesus naam. Want ek het gehardloop na die regte altaar toe. Ons gaan aan. Ons kyk bietjie na altaars wat ons kry in vandag se lewe. Eerstens, altaar nommer 1 is 'n selfoon. Onthou weer eens wat ek sê. Dit waarna toe jy hardloop, dit waarna jy meer tyd spandeer, dit wys wie jy dien. Dit wys wie jy dien. Dit wys wat vir jou belangrik is. Dit is die vrug wat ek en jy gaan dra, my bra. As jy kies om eerder na jou foon toe te hardloop, ek sê, dit is fyn om jou worship te luister. Dit is fyn om evangelisasie op die foon te doen. Maar hierdie endless scrolling, partykeer raak ek self, God het, onthou, elke keer as ek iets voorberei, dan klaar die Here, of dan klaar die Heilige Gees my ook aan. Ek is oop vir conviction. Conviction is gesond vir my. Ek staan vas, sê altyd, Here, as daar iets is wat ek moet laat doodgaan in my lewe, wys my. Hierdie endless scrolling. Fotos wat ons sien. Dit is 'n pause om 'n offer te wees aan God. Ons gaan aan. Die altaar van sukses en status. Nou wat ek en jy moet besef is hoe ander ons sien en die kringe waarin ons beweeg, bepaal nie wie ons is nie. Baie keer kom ons in 'n groep mense en ons is bereid om te kompromieer dit wat ons glo. 1 Korintiërs 15:33 sê dat slegte vriende beïnvloed goeie waardes. Bad company corrupts good friends. Jy word soos die sal wie jy uithaal. Dit is die stelling wat ek gaan maak. Ons is bereid om te kompromieer. Nou is my vraag vir jou, is jy bereid om vas te staan in 'n kring van mense wat besig is om te laster, besig is om te vloek, besig is om porn te kyk, besig is om te rook en te sê ek kies dit nie, want daar was eendag 2000 jaar terug 'n kruis op Golgotha en daai man het my alles gegee, so ek moet alles vir hom gee. My bra, al maak dit hoe seer, ou. Al vind jy jouself op jou knieë, is die beste plek waar jy kan wees. Rig vir jou 'n altaar op, want jy kan hardloop wanneer dit swaar gaan. Jou vriende is nie jou altaar nie. Die valse plesier nou bring 'n lewe van suur later. Hoor wat ek jou sê. Paulus sê in Galasiërs 6:14, maar wat my betref, mag God verhoed, dat ek oor enige iets anders roem, as die kruisdood van ons Here Jesus Christus. Want vir die kruis is ek dood vir die wêreld, en die wêreld is dood vir my. Wat beteken, dit maak nie saak wat die wêreld het om te offer nie. Ek kies my Christus. En dan beteken dit weer eens, ek moet my kop iewers gaan verloor in 'n land wat ek nie ken nie, in 'n land wat niemand my ken nie,
sodat hulle die naam Jesus kan hoor, as ek bereid om dit te doen. Ek, Stefan Visser, as dit kom by die woord van God, dan buise ek nie. Ek staan vas in hierdie naam. Ek het een keer die fout gemaak om te draai. Ek maak hom nie weer nie. Dus ek mag in my lewe vat as ek dit doen. Filippense 1 vers 21 sê Paulus, want my lewe is vir Christus en die dood is wat? Wie kan my sê? Andrie, dankie. Wat is die wins, Andrie? Dit is iets wat jy ontvang, dit maak saak, dit is iets wat jou bevredig. As ek geld kry van iemand af, voel ek goed daaroor. As ek juwele kry van iemand, voel ek goed daaroor. As ek kos kry van iemand, voel ek goed daaroor. Dit is 'n wins. Nou hierdie tipe wins styg uit bo alles in die lewe. Alles. Daar is nie 'n ander wins nie. Dit is wat ek soek. Hy sê in Filippense 3, net soos 'n atleet strek ek my uit na die wenpaal wat voor is, want God self gaan vir my die prys gee. Dis waaraan ek vasklou. Dit is hoekom die swaar kry van nou nie vir my saak maak nie, want dit weeg nie op teen die seëning wat op pad is nie. Luister as ek praat, geliefdes. Is jy bereid om vir die res van jou lewe swaar te kry, maar jy weet eendag in die hemel is daar iets groters wat wag. Mag die saad van die woord, die vrug van die gees na vore bring. Mag die saad van die woord, die vrug van die gees na vore bring. Deur hierdie altaar te voed, gee jy jou vryheid, jou nugterheid, jou dissipline, alles op. Om te kies, om in jou gemaksone te sê, ek sê altyd, the enemy keeps you in your comfort so that he can steal you from your calling. Jy sal nooit wie jy is as jy aanhou bly in jou gemaksone sit nie. Jesus sê in Matteus 11 vers 28, wie my wil volg, moet homself verloon en sy kruis optel. Wanneer jy daardie besluit maak die dag, wil ek hê, jy moet nou hoor bitter mooi wat ek sê. Hierdie wil ek hê, moet in jou kop sit vandag. As daar iets is wat Stefan Visser al ooit vir jou gesê, wil ek hê dit moet hierdie wees. Wanneer jy die keuse maak om jou kruis op te tel, is dit soos om jou doodsvonnis te teken. Want jy gooi jou ou lewe weg. Jy lê hom neer en jy sê, come hell or high water, weer eens, hierdie kruis kom af saam my kop. Al bring hulle waterwette in. Hulle sê, jy mag nie getuig nie. My bra, ek was 'n satanis gewees. Ek was 'n kardief. Ek was 'n drug addict. Ek was 'n dwelmsmokkelaar. Die een wat my kom red het, sy naam is Jesus. Hoe vinniger hulle my dan laat sterf, hoe vinniger kan ek by hom wees. Hierdie kruis kom af saam my kop. Jy teken jou eie doodsvonnis. Sê nou net af vir Sanika, die lus om iewers by 'n tribe wat mense eet, net te gaan kuier. Kyk hoe is hulle. Hulle op DStv fiets. Kom ons beweeg aan. Geliefdes, dit wat nie van God af is nie, breek dit af. Maak dit dood. Ruk dit uit. Brand dit op. Trap dit plat, spoeg dit uit, gooi dit weg, breek dit af. Jy ooit een van die wrecking balls gesien, wat 'n huis afbreek, dit is wat moet gebeur. Daar moet niks meer daarvan oorbly nie, niks. As daar iets is, ewen die kleinste ding, het sy dit rasisme, vuil grappe, spot, wat ook al is, wat jou terughou om Christus voluit te dien, breek dit af, maak dit dood, spoeg dit uit, trap dit plat, laat dit gaan. Ons is geroep om Christus te volg. Dit beteken, ons kan nie optree soos die van die wêreld nie, want hoekom gaan hulle dan soos ons is dan klaar soos hulle? Ons moet die lig wees, ons moet die sout wees.
Ons moet smaak gee in 'n smaaklose wêreld. Hoe is dit? Ek kies om jou lief te hê, al het jy wat aan my gedoen. Ek kies om jou te vergewe, al het jy my hoe seer gemaak. Ek verwag dit nie, maar Jesus doen. Come hell or high water. Partykeer is dit moeiliker in jouself om iemand te vergewe, as om jou been af te sit. Vergifnis maak seer my som. Ek wil baie keer vashou, want ek wil net nog 'n laaste dingetjie hê van daai mense. Ek wil nog net bietjie vashou aan die ding. Jesus sê toe, as iemand agter my wil aankom, ek het my skrifte verkeerd gehad op een oomblik. Matteus 11 vers 28 sê, hy wat bemoeid en belas is, kom na my toe. En, as jy rus gee. Ek sê, dit wat nie van God af is nie, dit moet ons afbreek. Matteus 16:24 tot 26 sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem, my volg, want wie sy eie lewe wil hou, sal dit verloor, maar wie dit ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Partykeer sukkel ons met iets, né? En ons vra die Here om dit weg te vat. En hy doen nie. Partykeer is dit nie die Here se werk om iets weg te vat nie, maar is jou werk om dit op te gee. Sy genade is genoeg. Partykeer is dit nie God se werk om iets van jou weg te vat nie, maar is jou werk om dit op te gee. Nog niemand het doodgebloei om sonde te los nie, John. Nog niemand. Tieu, jou tyd is op pad. Jou tyd is op pad. Baie van die mense sê, ek is bereid om vir Christus te sterf. Sal jy? Jy? Wanneer? Wil jy ook staan? So? Jy, vir my? Die pieces staan? Ja. Die andere? Adrian? Wie? Koos? Hulle daar agter? Hulle? Almal? Hulle mense? Prikkies? Wil jy? Jy sterf vir enige ding dis daar. Baie maklik. Hier is my volgende vraag. Sal jy vir hom lewe? Sal jy? Hy sê in Johannes 15, sê hy wat my opdragte uitvoer, hy is waarlik my disippels. Daar is beginsels, waar volgens ek en jy moet lewe, kind van God. Vir my om jou om te sê, ja, ek volg hom. Baie maklik om te sê, Here, ek sal vir u sterf, maar wanneer dit kom by die alledaagse lewe, hoe bereid is jy om die ander wang te draai? Hoe bereid is jy om jou vyand lief te hê? Hoe bereid is jy, geliefdes, om jou vyand se voete te was? As jy sê, ek kies om vir hom te lewe, wys dit. Moenie bysa nie. Want dit wat ek sê op 'n platform, dit doen ek in die privaat ook. Wanneer ek sê ek lewe vir hom, sal ek jou wys. En kom haal my, kom soek my, sê jou wys maak. Ek het my Christus lief, want hy lewe, hy het opgestaan. Die altaars waartoe ek hardloop, is daar in plek gesit, vir dae wat ek voel, ek kan nie meer nie. En 'n oomblik in sy teenwoordigheid, gee my weer krag vir amper 'n leeftyd. Want ek het goed in plek gesit, boys. Net soos Moses, net soos Abraham, is die kruis vir my in plek gesit. Ons is amper klaar. Die altaar waarin jy jou tyd spandeer, gaan getuig in jou lewe. Glo jy dit? Jesus sê Matteus 6 vers 6, en wanneer jy bid, gaan in jou kamer toe, maak jou deur toe, bid tot jou Vader, wat jy nie kan sien nie, en jou Vader wat jou sien, wat die verborgene is, sal jou beloon. Geliefdes, wanneer jy sê, ek bid in my binnekamer, en jy beweeg in die buitewêreld, wil ek dit sien in die vrug wat jy dra. Ek
wil evidence sien. Dit wat binne in jou binnekamer gebeur, getuig in jou buitelewe. Hoe jy optree, wat jy sê, wat jy doen, hoe jy is, hoe jy ander hanteer, dit alles hang af van wanneer jy by daai binnekamer uitkom. Dit getuig in jou buitelewe. Dit is die vrug wat jy dra. Ware transformasie, sê ek weer, kan net plaasvind wanneer ek en jy besef, dit wat ons glo, is wat ander nodig het. Party mense lag ons Christene uit as 'n klug. Ek sê dit met skaamte, hulle lag ons uit as 'n klug, want ons sit Sondag in die kerk, Vrydag aan suip ons weer in die bar. Ons sit Sondag in die kerk, dan steek ons weer kwaai. Ons sit Sondag in die kerk en kyk ons weer pon. Hulle lag ons uit, want dit is asof ek en jy nie glo, hierdie Jesus is die antwoord nie. Want as hy die antwoord was, hoekom hou ek en jy dan aan, hardklip na die ander goed toe? Hoekom? Antwoord my dit. Vryheid is 'n keuse. Jy kies om terug te gaan na die ou toe. Dit is hoekom God sê, breek af dit wat nie van my af is nie. Maak dit dood, trap dit fyn, steek dit brand as jy moet. Maar verwyder dit van jou lewe. Hoe meer jy gaan sien, dat die altaars waarna toe jy hardloop, bring vir jou plesier, hoe meer gaan jy daaraan bou. Hoe meer jy sien, 'n ding is lekker, hoe meer gaan jy teruggaan. Jesus sê in Matteus 6 vers 21 in die boodskapvertaling sê die volgende, die dinge waarmee jy van vroeg tot laat besig hou, dit sê wat vir jou belangrik is. As jy eendag moet gaan sit en uitwerk, waarmee jy jouself besig van vroeg tot laat, boys, come on. Dan wys ek jou elke liewe altaar in jou lewe, tot die wat jy moet afbreek. Tot die wat jy moet afbreek. Op hierdie stadium van ons lewens waar julle dalk nou sit, ek het daar gesit. Voel straf baie keer vir my, voel dit vir my en jou soos 'n straf. Ek wil nie wees nie, ek wil nie uitkom, ek wil nie weggaan, maar wat ek en jy moet besef, dit wat nou voel soos 'n straf, is God besig om ons voor te berei vir dit wat kom. Soms as jy die game hier kan wen, dan is jy uit. Paulus sê, jy moet jou denke vernuwe. Jy moet anders begin dink. Wat ek en jy nou sien as 'n straf, is God besig om ons voor te berei vir dit wat kom. Baie keer moet ek en jy alles verloor, sodat ons kan agterkom dat God alles is. 2 Korintiërs 4 en Romeine 8 praat Paulus van die volgende, dat die swaar kry van nou, weeg glad nie op teen die heerlikheid wat kom nie. So ek kies eerder om te sê, Vader, U wil en nie myne nie, want ek het geleer in die skool van lewe, dis beter vir God om te kies, as wat ek kies. Ek maak foute, ek is stupid, ou. Partykeer dink ek dom. Enigste goeie besluit wat ek in my lewe sover al gemaak het, om Annika te kies. Vader, ek kan nie sonder Christus hierdie ding doen nie. En ek staan vas op die altaar wat ek bou, wanneer ek sê, dat dit wat nou is weeg nie op teen dit wat kom nie. Glad nie. So as ons beweeg na die Nuwe Testamentiese altaar toe, moet ek en jy besef, Christus was die laaste offer vir my en jou gegee op die kruis. En die kruis van ons Here Jesus Christus is leeg en hy's daar geplaas as herinnering dat wanneer dit swaar gaan, wanneer ek seer het, wanneer ek siek is, wanneer ek moeg is, wanneer ek bemoeid en belas is, my broer, my suster, daar is 'n kruis wat leeg is. En hy sit aan die regterhand van God, hierdie Jesus, met wonde in sy hande, met die merk in sy heup. Hoor gou mooi. Sy naam is Jehovah Rapha, die God wat genees. Hy wil vir my en vir jou
uit hierdie dingetjie waarin ons sit, loskry. Hoor wat ek jou sê, partykeer moet jy laat gaan, dis nie God wat jy moet losmaak daarvan nie. Jy moet kies om te los. Paulus sê in 2 Korintiërs 12 vers 7, ek het hierdie doring in my vlees gehad, en ek het God 3 keer gebid, vat dit weg, vat dit weg. God sê, my genade is vir jou genoeg. Partykeer, dit wat ek en jy dink, bring ons verder van God af weg, moet ons eintlik nader bring. Want dan gaan jy agterkom, dit waarmee jy sukkel, kan net uitgesorteer word in sy teenwoordigheid. Bou vir jou 'n altaar, waar dit saak maak. Wie ons maak klaar. Is julle nog alright? Seker. Willem, jy kan nie kringetjies en kruisies speel en sê, maak notas nie. Alright, dan was hierdie een stuk, ons gaan terug na die Ou Testament toe, wat ek gaan inbring in ons nuwe geestelike lewe. Daar was hierdie een stuk in 1 Konings 18, wat Elia voor koning Agab gekom het. Okay, voor dit sê hy, dit gaan nie reën nie. Want ek sê so, hy sê ek, wie Elias, sê so. Want hy het geweet, die krag wat in hom sit, om daar die gesag te kan hê, want hy het geweet wie die God is, wat hy dien. En na 'n stuk, toe kom hy tot by, die braas se naam is Obadja. Obadja was so, hy was gered, maar hy was onder koning Agab se spannetjie gewees. So dit is asof Obadja kompromeer het, maar hy het ook van die profete het hy gered, as ek nie mis het nie. Want hy nie lieg nie, ek is nou bykie, dink het 150, as ek nie mis het nie. Ek wil nou regtig nie veel, maar in elk geval, gaan lees julle Bybel, soos ek sê, 1 Konings 18, gaan lees dit. En hy sê vir Obadja, gaan kry vir koning Agab, dat hy al julle Baal profete kry, en bring hulle. Maar gaan nou bots, maar gaan nou vasstaan, papa. En hulle gaan na hierdie berg toe, Mount Carmel. O, dankie, Kirietjies. Andres het vir my hierdie gestuur, hy was bo op die berg Carmel. Is dit Karmel? Ons nie Karabel nie. Skabel, Engels, Carmel. Gaan aan, ons sien wat daar nog. Gaan aan, ja, Ok, gaan vir my een terug. Bly vir my daar. Right! En hy kry toe hierdie 450 Baal profete van hierdie koning Agab. Nou, konteks, bitter belangrik. Toe Salomo klaar is as koning, toe vat Rehoboam sy seun oor. Okay? Rehoboam sy seun het oorgevat en toe op een stuk toe kom Jerobeam. En hy wil nou oorvat daar. En die koninkryk split in 2. Jy het jou noordelike ryk wat Israel was en jy het jou suidelike ryk wat Judea was. 2 stamme in Judea, 10 stamme in Jerusalem, in Israel. En van Salomo se tyd af, tot en met die tyd van Jerobeam, was daar net afgode gedien. Dit het nooit regtig weer teruggekom na die oorspronklike dinge toe, van hierdie God van Abraham, Isak en Jakob. Dit was so erg, dat hulle altaars gebou het, binnekant in die tempels, waar hulle God aanbid het. Dis so erg het was. Hulle het God helemaal eenkant toe geskuif, om te sê, Here, ons kies nie meer u altaar nie. Hulle het vergeet van die God, wat hulle uit Egipte gaan uithaal het. En toe dinge begin goed gaan, toe bou hulle ander altaars. Hoor my mooi. Toe dinge begin goed gaan, toe vergeet hulle van die een wat hulle daar gaan uithaal het. Julle my mooi hoor. Ek bais dan nie. En hy kry die 450 Baal-profete, en nou staan Israel daar, en die Baal-profete staan daar, en Elia staan daar. Nou die geveg was nie soveel tussen Elia en die Baal-profete nie. Die geveg was tussen God en Baal. En vir die van julle wat nie weet nie, Baal was ook geken as die vuurgod. Die vuurgod. Nee, nie 5, nie 4. En op een stuk toe sê Elia vir hulle, julle kies die bil by julle altaar, en dan roep julle nou julle God, maar een ding, julle mag nie aan die
Brand steek nie. Julle moet julle God vra om dit vir julle te doen. Jong, daai ouens dans voor daai ding, nee, lyk hulle doen die Bambalela of die Jerusalem, maar ek weet nie. En die Elia was 'n gangster. Want hy het geweet die gesag waarmee hy stap, is nie net enige gesag nie. Hierdie gesag is die God wat hemel en aarde geskaap het, so hy kan maak wat hy wil, sê wat hy wil, solank dit in die wil van die Here is. God is met hom, en hy spot hulle. Gangster. Hy sê, what kind, bro? Slaap hy nie dalk nie? Wil julle nie dalk 'n bietjie harder roep nie? Want 'n altaar kan mooi lyk aan die buitekant, maar binne beteken hy absoluut niks. Want toe dit goed gaan, toe beweeg ons na die mooi dinge toe. Wanneer jy net moes bly by die een wat jou uitgaan, die een wat jy nodig het. En op een stuk begin hulle self te sny, en die bloed loop, en hulle hou aan hierdie altaar van die afgod. Hulle hou aan, en hulle traai, maar daar kom nie eers 'n sproentjie vuur daar uit nie. En hier sê Elia die volgende. Toe sê Elia vir die hele volk, kom staan hier by my. Op een stuk vra hy die volk, wie kies julle? En hulle bly stil. My ouma het altyd gesê, stil bly is ook 'n antwoord. Jy gaan in 'n kring kom, en dit gaan van jou verg om op te staan. En as jy stil bly, herinner ek jou aan die woorde. Stil bly is ook 'n antwoord. Die altaar, waarin jy tyd spandeer, wys wie jy dien. Toe kry die hele volk en sê, kom staan hier by my, hierso. Toe het hy die stikkende altaar van die Here weer reggemaak. Toe het hy die stikkende altaar van die Here reggemaak. Hy het klippe gevat, 12 klippe, wat gesimboliseer het die 12 stamme van Israel. En hy het gaan herbou dit wat die vyand afgebreek het. Geliefdes, gaan herbou dit wat die vyand van jou af gesteel het. Die eerste keer toe die Here hierdie vir my wys, toe sien ek 'n ou houthuis wat uit mekaar uitval, wat niemand na gekyk het nie. En hy kort werk. Myne nou nog kort werk, maar ek maak seker om die nodige tyd en die nodige aandag te gee, want ek wil nie op eenste kom, en dan sê ek daar, dan is my altaar afgebreek nie. Want ek het gekies om agter die wêreld aan te hardloop en my God te verloon, en dit is nie meer wie ek is nie. Herbou die regte altaar. Gaan so 'n bietjie aanbeweeg. Andre sê vir my, gaan gou een hand, biertjies. Andre sê vir my, dat dit laat goed, hy bring dit toe onder my aandag, dit word toe laat. En waar dit deur die dag die offer moes gebeur het, né? Sê die Bybel, dit was aand gewees. Sê nou, vra Andre my die vraag, hoekom dink ek, as dit in die aand? Sê nee, bra, ek weet nie. Hy sê, want rondom dit was ongelowige dorpe, pagan dorpe. En toe hierdie vuur van God uit die hemel uitkom, toe sien hulle almal dit. En hulle besef, wie was die ware God? Hoe herbou ek my altaar? Die woord van God is eerstens jou belangrikste. Woord. Lees jou woord. Die saad van die woord bring vorentoe die vrug van die Gees. Hierdie is praktiese. Mense soek altyd praktiese dinge, hoe om nader aan die Here te beweeg. Hier gee ek dit nou vir julle. Skryf neer dan. Dan, punt nommer 2, pilaar nommer 2, is bid en worship. Hulle loop so hand aan hand. Weereens, worship. Worship is nie net 'n oomblik. Hallo Tiaan. Punt nommer 1 is soek die Jack Russell.
grap. Dit is, lees die woord, Bybel, dan. En verf dan die stel as huis mooi. Punt nommer 2. Okay, dan bid en worship. Nou hierdie twee loop hand aan hand. Worship, wanneer jy bid, moet jy jouself altyd herinner. Jy's besig om te praat met die koning van die konings. Jy het gesag daar waar jy staan, wanneer jy met hom praat. En dan 'n ander ding is, by die worship, ek en jy moet besef dat worship is 'n leefstyl. Dit is nie net 'n oomblik in 'n kerk wanneer ons 'n paar liedjies sing nie. Worship is 'n leefstyl. Kolossense 3 vers 17 sê, alles wat jy doen, in woord en in daad, doen dit tot eer en verheerlikheid van sy naam. Dis 'n leefstyl, John. Wanneer ek son met 'n vuis laat, so ek grap. Dan getuig. Hou aan mense vertel van wat Christus vir jou gedoen het en waar hy jou uitgehaal het. Kom my kyk, son. Kom my kyk. Dan, hoeveel manne vat dit om 'n kus te dra gewoonlik? 6. So, gaan kerk toe. Moenie laat dit op die ou einde van die dag 6 sterk manne vat om jou by die kerk te kry nie. Gaan kerk toe. Moenie laat dit op die ou einde van die dag 6 sterk mans vat om jou by die kerk te kry nie. Ek het daai patent. Dis myne. Samekomste, is korrek. Dan die laaste eretjie, gee vir God. Vir Stefan, gee vir God, gee jou tyd, gee jou tiende, gee jou geld. Wanneer jy sy hart behaag, sal sy hand oor jou lewe wees. Los julle met hierdie 2 skrifte. Jesus wat die finale offer was. In 1 Johannes 2 vers 2 sê die volgende, hy is die versoening vir ons sondes. Nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die hele mensdom. En dan Romeine 5 vers 8, God blyk sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het ten spyte daarvan, dat ons nog sondaars was. Ek smeek julle vandag, boys. My hart is om elkeen van julle te sien floreer, waantoe ook al julle gaan. Wanneer julle uitbeweeg, maak seker, jou altaar waarna toe jy hardloop is in plek. Dat jy nie nodig het om terug te gaan na tik toe, terug te gaan na pond toe, terug te gaan na vrouens toe, terug te gaan na mans toe, terug te gaan na niks toe nie. Dat jy weet waar jou krag vandaan kom. Dis Jesus Christus. Stel vir jou goed in plek, staan sterk in hierdie geloof, moenie baisa nie. Ons bid saam. Vader, ons eer U my God, dat ons vandag U naam kon verheerlik, Vader. En ek eer U, Vader, dat mag die woord wat uitgegaan het net op vrugbare grond val. Ons bid vir die mense wat het gaan kyk eers oor 'n rukkie van nou af, onder my stem. Mag hulle U ervaar soos nooit tevore nie, mag U geopenbaar word aan hulle, Here my God. Vader, ons is op soeke na dinge, maar ons wil net vir U hê. Here, daar is geen ander God. Boeddha is in die graf. Mohammed is in die graf. Krishna is in die graf. Maar my Here Jesus Christus, hy het opgestaan. Sit aan die regterhand van God. En aan U behoort my lewe. Aan U behoort my alles. Vader, ons is vandag hierso om U die eer te gee. Want as dit nie was vir U nie, sou nie een van ons vandag hier gesit het nie. En mag ons dit besef, Here. Ons bid vir ons span wat op uitreik is, ons bid vir Royes, ons bid vir oom Rian Orkee, ons bid vir ons spanne buite in Appington. Vader, ons roep uit, Here my God, siele, Here. Here, ons roep in siele,
in Jesus naam. Gee vir ons, Here, wat ons nodig gaan hê om miljoene te bereik, Vader. Ek spreek dit in die naam Jesus. Voertuie, finansies, kos, geboue, instrumente, Here, boumateriaal, wat ook al dit mag verg, Here. Ek bid sommer vir 'n kameelperd, Here. Vader, ons bid vir alles wat mense sal trek, sodat U verheerlik kan word, my God. Ons bid, Here, oor Tannie Stella, oor hom Royes, oor Ansuriele, oor anders, en ons bid oor Strys, Here. Ons bid vir YouTube, dat die reach net sal wyd gaan, Here, U. En dankie, Vader, vir al die kleinkinders, bid ook vir Tabitha, Here. En ek sê vir U, dankie, Here. Ons bid vir die wat gekies het om U te los. Ons bid vir Hayden, ons bid vir Quentin, ons bid vir Botha, vir Dewald, ons bid vir almal wat gekies het om weg te loop. Mag hulle U beleef en nog steeds sielewenners word. En ons bid dit in die naam, oor elke naam, Jesus Christus. Amen.